Is fobies 'n beskermingsmeganisme? Dit is nou vandag se vraag. So ek dink Louis, kom ons begin net deur te gesels oor fobies spesifiek. Wat is dit? Waar val dit onder watter kategorie en so? Ja, fobies word gesien as angstoestande. En baie spesifieke angstoestande. En jy weet, angstoestande wat eintlik is 'n oormatige veg of vlugreaksie, 'n baie ernstige veg of vlugreaksie. Dis maar eintlik wat 'n angservaring is. Kan eintlik net sy gesig op een van 'n paar maniere wys. Die bekendste een is daardie algemene angstigheid. So dis mense wat permanent in veg of vlug vasgevang het en is so half onderliggend. Jy voel dit ergens, jy weet iets is verkeerd, maar jy weet nie wat dit is nie. Dis nie 'n fobie nie. En dit is ook basies ons grootste siekte in van ons tyd. So dit kan of in daardie vorm uitkom, of dit kan uitkom in angsaanvalle, paniekaanvalle, nee waar, en dan natuurlik in fobies. Of sosiale fobie, ons noem dit sosiale angsversteuring, waar mense geweldig fisies saamgetrek word, 'n angstige reaksie, 'n veg of vlug reaksie het as hulle in openbare plekke kom. Of dan is daar natuurlik spesifieke fobies, die spinnekop, die slang, die hoogte ensovoorts ensovoorts. So fobie word gesien as 'n oormatige spesifieke angsreaksie vir iets spesifiek. En dit kom nie voor op ander plekke nie. Dit kom net voor as jy met daai spinnekop te doen kry of met die hoogte. Nou, soos jy praat, dan besef 'n mens nou goed, angs is 'n beskermingsmeganisme. So die antwoord Ja, moet dan ja wees van fobie is, ja, maar ek kan nou nie dink dat iemand wat 'n fobie het vir 'n nar of 'n ballon, dat dit moet beskerm word teen die nar of die ballon nie. Ek neem aan die objek is nie die waarteen die beskerming moet gebeur nie. Dis nie die leeu nie. ja. Dit is 'n baie goeie punt wat jy maak. So in 'n mate, ja, is fobiese beskermingsmeganisme, maar dis nie regtig 'n beskermingsmeganisme nie. Dis 'n uitdrukking van 'n beskermingsmeganisme, nê? Nee? Jou beskermingsmeganisme kan ook wees ontkenning of alkohol of aggressie. En 'n beskermingsmeganisme beteken daar is iets wat jy wil hê om jy wil verhoed dat iets slegs met jou gebeur. Soos met 'n fobie. Maar die fobie is onthou mense met fobies besef dis irrasioneel. Fobies is nie logies nie. Jy's nie regtig bang dat die spinnekop jou gaan byt nie en jy weet dit. Nee. So waarteen beskerm jy dan? Dis die vraag. So die angsreaksie, die stresreaksie wat jy ervaar met 'n fobie, is nie die beskermingsmeganisme nie, dis die uitdrukking van jou beskerming. Mense wat eenvoudig weier om in plekke te gaan woon waar daar sê maar spinnekoppe is, dis ook 'n uitdrukking van 'n beskermingsmeganisme. Nou teen wat? Um s- uh, 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 en sommige goed is maklik om te verstaan. Kom ons kyk na fobies vir hoogtes, byvoorbeeld. Nou daar is teorieë en daar's teorieë wat baie sin maak. En dit het te doen met sosiale oorlewingsteorieë, nie die evolusionêre sielkundiges. Die ouens sê man, luister, ons is maar geprogrammeer. Ons is nog deur evolusie geprogrammeer om versigtig te wees vir slange, vir hoogtes, vir giftige spinnekoppe, want dis hoe jy oorleef. Dit sit in ons gene, dis epigeneties. En daar's baie sin daarin. Dan sal daar meer psigoanalitiese of psigodinamiese teorieë wees wat sê ag nee, maar dis 'n aangeleerde respons. Ergens jy het jy op 'n hoë plek geloop, jy het amper jy het 'n negatiewe ervaring gehad of daar was 'n harde geluid naby jou, jy assosieer dit met hoogtes en toe begin jy daardie hoogtevrees aanleer. En dit is baie mooi bewys dat daardie goed gebeur. Ek sê ons sal nou 'n bietjie praat oor die Little Albert eksperiment. Maar onthou, daardie vrees wat jy dan aanleer, sê die behavioriste, word weer versterk deur operante kondisionering. Maar van dan af vermy jy die hoogstes, daar gebeur niks sleg met jou nie en dan versterk dit jou hoogtevrees. Daar's natuurlik die psigodinamiese teorie dat as jy bang is vir hoogtes, waaroor wil jy jou eintlik beskerm om nie beheer te verloor nie.
So dis nie die hoogte nie, dis die beheer. Notus entes, baie keer het dit beheer beskermingsmeganisme. So in die 1950-60s, toe navorsing nog nie so eties gereguleer was nie, is 'n baie bekende eksperiment met die arme klein baba kleuterseun genaamd Albert, Little Albert, wat glad nie bang was vir muise of rotte nie. So Albert sit lekker in die vertrek en speel met die muise en rotte, maar van toe af word daar harde geluide gemaak as die rotte en die muise die kamer inkom. En dit was nie baie lank nie of Little Albert het 'n geweldige vrees vir rotte en muise ontwikkel. So dit is maklik om dit te aan te leer voories. En daar's baie maniere om te kyk na hoe dit aangeleer word, maar dit is aangeleer. Behalwe die evolusionêre mense wat ook redeneer en sê maar van hierdie goed soos wêreldwye fobies vir slange byvoorbeeld moet wees want dit is 'n beskermingsding. Kan wees. Wat nou wel vir my snaaks is dat altyd in sielkunde sal hulle verduidelik van die oerbrein en dat ons met angs is dit die leeu wat om die draai kom. Maar ek besef nou ek dink nie ek het al ooit gehoor van 'n leeufobie nie. Maar in elk geval, ek sit en dink nou hierso met myself. Hoe dit voel vir my jou veg of vlug is dan mos nou so 'n bietjie in overdrive. Dis mos nou dan so 'n bietjie nogal gesneller omdat jy 'n fobie ervaar wat nogal so erg. Dit is so 'n erge veg of vlug reaksie daarop. Dat as dit wel iets is wat in jou onmiddellike omgewing is, soos as jy nou 'n voorbeeld vir 'n duif of 'n soos ek nou gesê het 'n ballon of 'n skêr of vrugte, daar's mense wat voorbeeld het vir vrugte. Hoekom dit is nodig om dit dan uit te sorteer. Mens kan nie net jou hele lewe lank probeer vlug van hierdie boodskap wat vir jou gestuur word nie. As dit relevant is, ja. Baie mense hanteer suksesvol fobies deur eenvoudige vermyding. As jy bang is vir visse, moet net nie by die dam of by die see kom nie. En as jy nie daar woon nie, dan is dit nie so erg nie. Byvoorbeeld, of as jy 'n voorbeeld vir visse. Maar baie keer is dit moeilik, Lisie, soos wat jy sê, dat jou fobie meng direk in met jou lewenstyl. Sosiale fobie is 'n baie sprekende voorbeeld van mense wat regtig moet um hulle lewens inperk as gevolg van 'n fobies. Jy is 'n ekstrovert. Jy wil graag kuier, jy wil ook lekker gesels, maar jy kan nie want jy's te bang wat die mense van jou gaan dink. En soos jy nou tereg gesê het, 'n fobie is 'n baie ernstige ding. Dis nie 'n grap nie. Dis 'n baie spesifieke ding en 'n fobie per definisie beteken jy het nie beheer oor jou reaksie as jy met daardie voorwerp of situasie te doen kry. Jy kan regtig nie help nie. En jy kan dit afleer, Lise, omdat jy dit aangeleer het. Presies, dis wat ek nou wou gesê het. Maar daar is tog altyd hoop want ek bedoel die feit dat jy dit aangeleer het, sê tog vir jou direk, okay, neurologies gaan jy dit weer kan afleer. Ja. Ja, meeste fobies kan afgeleer word en dit word ook baie suksesvol afgeleer. Daar is mense wat sê, luister, ek is so bang om in die openbaar te gesels. Ek het 'n regtig openbare spreekfobie, maar ek moet want ek is die spanleier of wat dit ook al is. Dan leer jy dit af. En meeste mense kan dit suksesvol doen. Dit is nie so moeilik nie. En soos met meeste dinge in die wêreld, uh hang dit af hoe belangrik dit vir jou is en hoeveel moeite jy bereid is om daarin te sit. Ek glo dit voel ook net vir my angs is so die siekte van ons tyd en as jy iets ervaar rondom angs, is dit altyd die moeite werd om dit te gaan uitsorteer want ek bedoel dit vreet jou battery, dit speel 'n rol in jou alledaagse lewe. Ek bedoel net selfs die vermyding van 'n duif of 'n vrug gaan jou moeg maak. So dit voel vir my jy weet dit beteken nie mense moet bang wees vir die hulp nie want ek dink baie keer mense met fobies is bang om te gaan vir hulp want as jy bang is vir die spinnekop gaan die sielkundige nou volgende oomblik 5 spinnekoppe uitruk en almal op jou gooi dat jy om net so gou as moontlik voor dit kom en dit is tog nie eintlik hoe dit werk nie. Nee, tong in die kies kan mens sê dat daar word tog sulke terapieë toegepas partykeer en baie suksesvol. Dit word genoem spoeling, in Engels flooding. Um in jou spinnekop voorbeeld, as jy elke dag dan nog maar met 10 spinnekoppe in jou vertrek moet sit, gedwonge, dan gaan jy éventueel gewoond raak daaraan. Maar dis nie 'n baie lekker manier nie. Daar's baie nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy is heeltemal reg. Niemand gaan 'n spinnekop op jou gooi nie. Ja.
Mense, indien julle enige vrae het, kan jy 'n e-pos stuur na wieisek@wieisek.co.za. Jy kan ook meer gaan lees oor angstoestande op Wieisek se webwerf, gaan na wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy's 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daarso. Deel asseblief die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor of te sien nie. En ja, kyk mooi na jouself.